Goeiedag en baie welkom by vandag se digitale boodskap. Dit is my groot voorreg om julle vanoggend te groet met 'n seëngroet. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, die Seun Jesus Christus en ook deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ek het die afgelope paar weke baie geleer oor profesie en ek het ook 2 keer daaroor gepreek. En dit my nogals uitgedaag. En ons nog steeds ietsie wat my so klein bietjie potjie as dit kom by temas soos hierdie spesifiek profesie ook, is die one-on-one gesprekke wat mens met mense het. Is baie moeilik om vir hulle 'n duidelike, clean en clear, swart en wit antwoord te gee, wanneer hulle jou iets daaroor vra. En soms genoeg is dit vir my ook interessant oor hoe mense reageer wanneer mense met hulle oor temas soos hierdie praat. Party mense is net soos, nee, waar praat jy? En ander mense is net soos baie oop daarvoor. So is regtig baie interessant. Maar hierdie week gebeur daar toe interessante goeders met my. Die eerste ding is ek het die voorreg gehad om 'n troue te doen. En alhoewel dit wat ek nou gaan sê nie waar is van die troue nie, wonder ek toe sommer met troues hoe baie mense besef wat 'n verbond is, wat dit beteken om een te word, wat al hierdie goeders wat ons so maklik by 'n troue sê, wat dit actually beteken. Besef mense dit, weet hulle, het hulle al daar gedink. En toe sien ek iets op Facebook, wat vir my nogals interessant was, is 'n vrou skryf 'n ding, ek dink sy wil eintlik iets verkoop het, maar sy skryf toe iets, waar sy sê, ek is my hele lewe lank al in die NG Kerk. Ek lees my Bybel elke dag, daar was nog nooit 'n tyd in my lewe wat ek nie geglo het nie, ek glo nog altyd, maar in die week by die werk, toe is daar iemand wat vir my, iemand wat nie glo nie, wat vir my die vraag vra, hoekom glo jy jou Bybel is waar? En sy sê, daar staan sy met 'n mond vol tande. Sy weet nie eers wat om te sê nie. En ek dink nou preek ek 2 weke oor profesie, maar eintlik trap ek as ek dominee maar baie in dieselfde slag gehad, want is nie eintlik dat hierdie vraag so onmoontlik of moeilik is nie, maar ons weet ook dat as Christene is dit nie baie maklik om te sê, wel A, B en C, dis die antwoord en boom bam, daar's wat dit is nie. Maar nou wat die moeilike ding is dat dit beteken ook nie ons het niks sê nie. En dis presies waar ek vandag wil gesels. So ons tema vandag is, het jy al daaraan gedink, of het jy al daaroor gedink? Daag ons onsself genoeg uit om ander mense se sienings raak te sien, om te sien waar iemand anders vandaan kom. Het jy al gedink wat ons glo, hoe dit wat ek sê op iemand anders se ore val? En ek sien toe ook nog as iets interessant, so dit klink nou of ek 'n klomp goeters gesien het hierdie week, maar ek sien toe ook 'n vrou wat die evangelie verkondig het, sê she preached a gospel on a plane, en sy was op pad iewers heen op 'n vliegtuig, preek sy, verkondig sy die evangelie en sy word toe afgehaal. En maar wat ek toe gesien het, is iemand wat oor dit skryf en vra ter die vraag, maar moes hy dit gedoen het? Moes hy nie eerder gewag het tot die vliegtuig geland het nie? Moes hy nie eerder net gebid het nie? En hy sê eintlik maar daar's 'n tyd en plek vir alles. Nou, ek sê nou nie daar's 'n regte en verkeerde antwoord nie, glad nie. Dis glad nie waarop ek vandag wil aangaan nie. Inteendeel, ek het baie min antwoorde vandag. Maar dit is net interessant. Maar die vraag om vir mekaar te vra is, het jy al daaraan gedink? En vandag is dit waar ons by Romeine 10 uitkom, en ek gaan sommer die hele hoofstuk lees, en ook 2 versies van hoofstuk 9 vers 30 tot 32, maar voordat ons Romeine 10 lees, kom ons bid eers saam. Liewe Here, dankie dat ons vandag hier so kan wees, dat ons op hierdie manier by mekaar kan kom en meer van U kan leer. Here, U is so 'n goeie God. Met alles wat ons die laaste tyd so sien ons U hand in alles raak. U voorsien vir ons, U sorg vir ons, U lei ons. Here, kom lei ons ook vandag in hierdie boodskap, en Here, waar ons eintlik nie so baie antwoorde het nie, kom breek hierdie teks vir ons oop en kom maak ons ontvanklik vir dit wat U vir ons wil kom sê. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ek lees vir ons hierso, Romeine 10 van vers 1 af. Broers, my hartewens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle gered word, want ek kan van hulle getuig dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insig. Hulle het hulle nie gesteer aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie. Hulle probeer dit op hulle eie manier kry. Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen wat glo vrygespreek kan word. Moses skryf naamlik van die vryspraak op grond van wetsonderhouding, dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe. Maar van die vryspraak deur die geloof sê hy, moenie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim nie.
Dit is om Christus af te bring. Of wie sal na die onderaardse diepte toe afdaal nie? Dis om Christus uit die dood te bring. Nee, die skrif sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof. En dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en word ons vrygespreek. En met die mond bely ons, en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo sal teleurgesteld word nie. Niemand nie. Dit maak dus geen verskil of mense Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal en hy seën almal wat hom aanroep ryklik, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom roep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Die Israeliete het egter nie almal aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja sê immers, Here, wie het die prediking geglo wat ons gehoor het? Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. Maar 'n mens sou kon vra, het die Israeliete dan nie die prediking gehoor nie? Al te seker het hulle gehoor. Die skrif sê, hulle prediking het oor die hele wêreld weerklink. Hulle woorde tot by die uithoeke van die aarde. Of 'n ander vraag, het Israel dit dan nie verstaan nie? In die eerste plek wys ek op wat God deur Moses sê. Ek gaan julle jaloers maak op mense wat nie 'n volk is nie, en julle kwaad maak oor 'n volk wat nie julle kennis het nie. En Jesaja gaan selfs verder. Hy sê, daar sê God, hy het my laat vind deur mense wat my nie gesoek het nie. Ek het verskyn aan mense wat nie na my gevra het nie. Maar van Israel sê hy, dag vir dag het ek my hande uitgesteek na 'n ongehoorsame en weerspannige volk. So julle hoor nou sommer dadelik, hierso is 'n klomp teologiese temas hierin. En ek het vroeër oor die jaar het ek oor Romeine gepreek en gesê Romeine gaan eintlik maar oor genade, sonde, geloof en die lewe wat daaruit vloei. En Paulus begin deur te sê dat die evangelie van God die evangelie God se krag tot redding is vir elkeen wat glo. So ons weet dit, ons sien dit hier so raak. Maar dan wys hy vir ons die probleem uit en die probleem is sonde. Almal het gesonde, Jood en nie-Jood, ons almal staan skuldig voor God. En dan kom die goeie nuus. Ons maak nie onsself reg nie, maar God maak ons reg. En dit is wat genade is. Dit is wat ons nie verdien het nie. Maar iets wat ons deur geloof in Jesus Christus ontvang. En daarom vra Paulus in hoofstuk 6 tot 8, as dit waar is, hoe leef ons dan nou? As die genade groot is, moet ons dan nou aanhou sondig. En dan sê hy, verseker nie, moet ons sondig nie. Maar dan kom ons by hoofstuk 9. En daar ontstaan 'n moeilike vraag. As God getrou is, sy beloftes vasstaan en redding deur geloof vir almal is, wat dan van Israel? Hulle is God se verbondsvolk, hulle het die wet ontvang, die Messias het uit hulle gekom, waarom het so baie van hulle dan Jesus nie as die Messias aanvaar nie? En dis waarmee Paulus dan nou hierso in hoofstukke 9 tot 11 mee sukkel. En dis waar ons dan nou by Romeine 10 uitkom. Wanneer ons na Romeine 10 kyk, moet ons verstaan dat ons eintlik 'n paar verse terug moet gaan, want hy begin eintlik aan in hoofstuk 9 vers 30 tot 32 waar ons so staan. Heidene het nie vryspraak gesoek nie, maar dit wel gekry. Die vryspraak deur die geloof. Israel daarenteen het 'n wet gesoek waardeur hulle God se vryspraak sou kon kry, maar by so 'n wet het hulle nie uitgekom nie. Waarom kon hulle nie? Omdat hulle nie op die geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestasies. Nou dis eintlik baie vreemd. Die heidene wat nie op soek was na die vryspraak nie, hulle het dit juis gekry. Hulle het nie die wet gehad nie, hulle het nie geskiedenis gehad nie. Hulle het reeds God se geregtigheid deur geloof ontvang. Maar Israel, wat juis daarna gesoek het, hulle is die ouetjies wat struikel. En dit laat Paulus met 'n geweldige vraag. Hy sê, hoe kan mense wat so ernstig is oor God, hoe kan hulle iets van God mis? En dan begin ons by hoofstuk 10, by vers 2, wat sê, dat die mense kan ywer hê, maar hulle kan steeds iets mis. Hulle het ywer, hulle is ernstig oor God, hulle ken die wet, hulle ken die skrifte, maar hulle mis iets. En dit is nogals 'n ongemaklike gedagte, want dit beteken, mense kan so vol ywer wees, maar ons wat hier so is, ons kan nog steeds iets mis. En Israel se probleem, sê Paulus in vers 3, is dat hulle probeer het om hulle eie geregtigheid tot stand te bring.
En dan in vers 4 sê hy, Christus is die einde van die wet. Nou dit kan ook beteken die doel, die bestemming, die vervulling. Met ander woorde, Paulus sê eintlik net vir hulle, al hierdie goed waarmee julle besig is, of waantoe wys dit? Dit wys na Christus toe. Hulle is so besig om by God, om sekere dinge te doen, om by God uit te kom, dat hulle dit wat God reeds gedoen het, miskyk. En daarom gaan Paulus terug na Deuteronomium toe, hy haal dit aan deur te sê, moenie sê wie kan na die hemel toe opklim, of na die dieptes toe afdwaal nie, want jy hoef nie Christus te gaan haal daar, om uit die dood te laat opstaan, of om af te bring aarde toe nie, jy hoef nie Christus te gaan haal nie. Ek praat in hierdie week met Henry, oor hierdie preek, en hy vra toe vir my, het ek al 'n storie gehoor van die dogtertjie wat verdwaal het, en ek sê toe nee, en hy vertel hom toe, so die dogtertjie het in die bos verdwaal, en op 'n stadium is sy al so moeg verdwaal, dat sy aan die slaap raak onder 'n boom, en haar pa gaan soek haar toe, en hy begin toe so deur die bos loop, deur die bos, en hy kry haar toe, en hy tik haar so op haar skouer, en sy kyk so op na hom, en sy sê, ek het jou gekry. En baie keer dink ons dat ons hoef nie alles te doen om God te kry nie. Hy is die een wat ons kry. God het reeds opgetree. Christus het gekom, Christus het gesterf, God het hom uit die dood uit opgewek, en miskien is dit die evangelie in sy heel eenvoudigste vorm. Die evangelie begin nie by wat ek reg kry nie, maar by wat God reeds gedoen het. En daarom sê Paulus, die woord is naby jou, in jou mond en in jou hart. En dan as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Jou hart en jou mond. Dit wat jy glo, moet ons bely. Maar let op, Paulus sê nie net glo net iets nie. Hy sê gee inhoud aan die geloof. Jesus is Here. God het hom uit die dood opgewek. Nou Christelike geloof weet ons baie goed, dit is nie net 'n vaag gevoel dat daar iets groter as ons is nie. Daar is iets wat ons glo. Daar is iemand in wie ons glo. En dit wat ek met my hart glo, moet ek uiteindelik met my mond kan bely. Nie dat ek al die teologiese antwoorde moet ken nie, maar omdat my geloof tog iets is waar ek moet kan praat. En dan kom ons by vers 13 uit. Elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Elkeen, Jood en heiden. Dieselfde Here is die Here van almal. En as hierdie evangelie vir elkeen is, ontstaan daar natuurlik 'n volgende vraag. Hoe gaan hulle daarvan hoor? En daarom vra Paulus, hoe kan 'n mens die Here aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy hoor as sonder iemand wat gepreek het? So, ons sien weer al sulke stappe wat hierso plaasvind. Dis God stuur, iemand het verkondig, iemand hoor, iemand glo, iemand roep die Here aan. Daarom moet die kerk praat. Ons moet 'n stem hê. Daarom verkondig ons, daarom vertel ons van Jesus. Maar dan kom daar 'n interessante draai. Dis vers 18. Waar hulle vra, maar die Israeliete, het hulle dan nie gehoor nie? En sy antwoord, Paulus se antwoord, al te seker het hulle gehoor. Jy kan iets hoor, maar steeds iets mis. En tog eindig die hoofstuk met hierdie hartseer beeld van God wat sê, ek het met uitgestrekte arms, my arms uitstrek na julle, na 'n weerspannige volk. God kan met sy hande uitgestrek staan en ons kan nog steeds iets mis. En dis waar Romeine 10 my dalk ongemaklik aanspreek ontwrig vanoggend. Want Paulus vra nie dat ons minder oortuig moet wees van wat ons glo nie. Inteendeel, hy's baie duidelik. Maar juist daarom moet ons ook diep genoeg oor ons geloof dink, dat ons ook daaroor kan praat. Dat ons nie net sê nie, dis wat ek nog altyd geglo het nie. Maar dat ons kan vra, wat glo ek? Waarom glo ek dit? Hoe kan ek dit verwoord? En dan die moeilike vraag, hoe hoor iemand anders dit, wanneer ek dit vir hulle sê? En dit bring my by daai vrou wat ek in die begin van gepraat het. Sy ken haar Bybel, sy lees haar Bybel, sy glo. En toe iemand haar vra, toe staan sy met 'n mond vol tande. Is maklik om te dink, nou en te sê, maar dis hoekom, jy moet sê dit gesê het. Maar daai oomblik wat mense nie weet nie, daai stil oomblik is nie noodwendig sleg nie. Waarheen roep daai oomblik ons? Laat dit ons weer dink, want ons word uitgedaag wanneer ons buite ons gemaksone is. Dit is wanneer ons glo. Miskien is die gevaar dat
soms dat ons iets of miskien is die gevaar dat ons nie te min glo nie. Miskien is die gevaar eerder dat ons iets al so lank glo, dat ons dalk 'n bietjie lank terug daaroor gedink het. Die spanning ontstaan vir my deesdae in geloof, dat daar twee uiterstes is. Jy het die mense aan die een kant, wat hulle hele lewe lank al glo, dat niks wat hulle uitdaag, hulle is net baie skepties daaroor. En dan kry jy die ander kant. Hulle glo ook al lank, maar nou besef hulle dalk nie heeltemal met die verantwoordelikheid waar hulle daarmee gaan nie. So jy het hierdie een persoon, wat aan die een kant is, hulle die Bybel ken, maar nog nooit hulle self uitgedaag nie. Nou vra iemand vir hulle, hoekom is die Bybel, waarna weet hulle nie? Of hulle staan met 'n mond vol tande. Maar dan kry jy hierdie ander persoon, wat nie noodwendig dink, maar wat se effek het dit wat ek sommer nou net doen nie? En dis die spanning wat daar so klein bietjie vir my ontstaan. So, ek het nie vir ons 'n antwoord vandag nie. Maar waarmee ek vandag wil afsluit, is hierdie 3 vrae, wat ons onsself eintlik mee moet uitdaag, spesifiek oor dit wat in Romeine 10 hierso gebeur het. Wat glo ek? Waarom glo ek dit? En hoe gaan iemand anders dit hoor, wanneer jy daarvan vertel? En dan ons tema vraag, het jy al daaraan gedink? Kom ons bid saam. Liewe Here, ons het nie antwoorde vandag nie. Maar uit Romeine 10 uit kom sê U vir ons, dat ons almal wat hierso is, met ons hart, wat ons in ons hart glo, moet ons met ons mond kan bely. En Here, partykeer het ons nie altyd die antwoorde daarvoor nie. As ons het nie altyd die antwoorde nie. Here, maar kom help ons om onsself uit te daag, om onsself partykeer te omring met mense wat nie dieselfde as ons dink nie. Here, mag ons nie te tevrede raak met die dinge rondom ons nie. Maar mag ons aanpasbaar wees, mag ons verander, mag ons aansluit daar waar U reeds besig is. Here, kom help ons asseblief daarmee. Here, dankie vir alles wat U vir ons doen, dat U die een is by wie ons wysheid kry, waar ons insig kry, waar ons leiding kry. Here, dat ons nie net vol ywer sal wees nie, maar Here, kom gee vir ons asseblief insig. Here, kom gaan saam met hierdie wêreld van ons, dat ons verantwoordelik met ons geloof sal omgaan. Dat ons sal seker wees, hoe hoor iemand dit wat ons sê, dat ons hulle nie afvallig sal maak nie. Here, dankie vir die verantwoordelikheid waarmee U ons toevertrou om U evangelie te verkondig. Kom wees saam met ons asseblief. Ons bid dit alles in die groot en heilige naam. Amen.